Sy mense, hier is ek nou weer terug om julle nog 'n stukkie van my storieetjie te vertel. My lewensondervinding waar ek 'n priester was vir meeste van my lewe in 'n Christelike kerk. Vandag is ek die laaste 12 jaar spirituality en ek vertel vir julle hoekom ek vandag spirituality beoefen en my rug gedraai het op Christianity. Wat is die redes daarvoor? En mense, dit is net my lewensondervinding wat ek met julle deel. My storieetjie en ja, dit is nie maklike besluit gewees nie. Ek het regtig vasgeglo dat Christianity is die enigste weg tot saligheid en ek het vasgeglo dat dit het 'n rotsvas fondasie. En vandag kyk ek na Christianity en ek wil eerlik in julle oë kyk en sê mense, Christianity het nie 'n fondasie nie. En nog een vir my sê, maar Rocco, hoe kan jy so sê? Ons glo nie vir jou nie. Dis maklik mense. Vat geld weg. Is daar môre weer kerk? Nee. Nou, dan moes jy 'n fondasie nie. Hoe moeilik is dit om daai begrip te kry? Kom ek wys vir julle nog 'n paar dinge vandag. Vandag wil ek praat oor Jesus, ek wil praat oor Josua, ek wil praat oor sondes en ek wil praat oor die kruisiging. En dan kyk ons, wat sê jou Bybel? En wat sê geskriftes wat ek ontdek het op my pad soek na waarheid? En ek dink dis die grootste probleem wat ons as Christene doen. Ons is vasgevang in daai swart boekie voor ons en nie een van ons wil buitekant daai boek gaan soek vir antwoorde nie, want ons dink ons scholars het dit vir ons gedoen. Glo vir my mense, hulle was useless geweest. Hulle het so baie goed van ons al weggesteek. Baie van die goed waaraan ek en jy vandag glo as Christene het nooit in die Bybel gestaan nie, of is eers later ingedruk hier tussen die lyntjies, of konings het besluit, ek wil daai en daai in die Bybel hê om mense te beheer. Ons soek dit gerus, julle sal dit kry. Nou vandag wil ek praat oor Josua, en ek wil vir julle vra, as Josua gesterf het vir ons sondes, wie daardie dood veroorsaak? Wie het die kruis in beweging gesit wat jou geloof vandag gevorm het? Nou ja mense, my naam is Rocco en ek vertel dit my storieetjie en ek vertel dit met my hart uit en glo vir my mense, as jy my glo nie, ek neem jou nie kwaadlik nie, want dit is moeilik om dit te glo as jy nie jou kop uit die boks het daal nie. En kom ons kyk, waartoe gaan hierdie praatjie vandag, en julle is baie welkom om my te antwoord. Nou dink 'n bietjie daaraan. As Jesus gesterf het vir ons sondes, dink jy regtig daar is 'n betaling vir sondes? As die gebeurtenis van die kruisiging nie eens bevestig of bewys kan word nie. Mense glo vir my, ek wou dit nie glo nie. Ek het van my stoel afgeval toe ek die dag uitvind dat jy kan nie die kruisiging bewys nie. Nie een van Jesus se broers wat apostels was, het dit neergeskryf in hulle boeke nie. Ek weet nie, waar sê jou eie broers dit nie noem nie? Maria, die een van wie hy so lekker gevry het, gesoen het voor die mense, het glad nie in haar boeke geskryf nie. Thomas het gesê die kruisiging het nie gebeur nie. Daar's 'n skrif, dis ouer as dit wat gesê het die kruisiging het nie gebeur nie. En natuurlik, mense glo vir my. Selfs, daar was 80 evangelieboeke en 79 van daai boeke praat niks van die kruisiging nie. Is dit nie snaaks nie? En ek kan nie 'n wetenskap van die laaste enetjie wat wel praat van die kruisiging is ietsie wat weer ingedruk is so tussen die lyntjies om ons onder die indruk te bring dat die kruisiging het gebeur. Nêrens in Jerusalem se geskriftes en strools en boeke en nêrens het enige iemand enigiets geskryf oor die kruisiging nie, soos in niks. Toe Markus dit genoem het, vir die eerste keer, is dit nie skokkend nie? Nou ja mense, dis hoekom ek vir julle vandag sê, die kruisiging kan nie bewys word nie, daar's geen bewyse daarvoor. As jy Jerusalem toe gaan, dan vind jy 8 verskillende grafte, 5 verskillende plekke waar hy gekruisig is. Niemand weet nie, niemand, absoluut niemand nie. En dit wys vir my, hoe kan hulle die kruisiging van ander mense op papier vaslê, maar toe die koning van die Jode gekruisig word, op 'n dag wat het skielik donker geword het,
aardbewings gebeur het, spooke het opgestaan uit die grafte uit en binne in Jerusalem in gevaar en geopenbaar en die mense het absoluut niemand niks neergeskryf nie. Nou ja mense, so met ander woorde, die kruisiging kan nie bewys word nie en die kans dat dit gebeur het is klippend 0. Nou kom ons kyk, volgens die Christelike leer, sonder die kruis is daar geen offering nie. Alles gaan om die kruis. Geen betaling vir sondes nie. En geen Christendom rondom die kruis nie. So met ander woorde, alles in hele kerke gaan om die kruis. As daar nie 'n kruis was, dan het julle nie 'n storie gehad om na te luister nie. Met ander woorde, as die kruisiging die kern van jou geloof is, dan word die mense wat Josua na sy dood gedryf het, noodsaaklik vir jou teologie. Dit nog 'n storie. Want sonder hierdie gebeurtenis is daar geen sterwing van 'n Messias nie, geen opstanding van 'n Christus nie en geen vervanging van sondes nie. Weet julle dat die opstanding ook nie bewys kan word nie? Het julle dit geweet? Maar kom met die belangrikste. En julle gaan my saamstem. 'n Offerhaan beteken wanneer jy ietsie offer en hy doodgaan en nooit weer lewendig word nie. Maar Jesus het opgestaan uit die dode uit, volgens jou Bybel. Dit beteken dat daai offer is nie offerhand nie. Met ander woorde, hy kon nie vir ons sondes gesterf het nie. So met ander woorde, daar's geen betaling vir sondes nie. Hy het so min vir jou dood sondes gesterf soos wat ek vir jou sondes gesterf het. Nou kom ek gee vir julle 2 idees in jou Bybel wat teen mekaar bots. Of Josua was 'n Messias gewees wat die uitverkorene volk geroep het om mense na waarheid en verantwoordelikheid te lei. Dus of dit, of hy was 'n mens gewees wat geslag was, gekruisig was, gemartel was, so toekomstige gelowe kan sê, hy het vir ons sondes gesterwe. Maak dit nou enigste sin. En julle gaan my saamstem dat hierdie 2 idees bots teen mekaar. En hulle kan nie dieselfde teks regverdig nie. Nou gelees die oorspronklike Josua geskriftes, met ander woorde die Testament. Nêrens sê God in enige ouer geskriftes, hy sê eendag gaan ek my seun vir julle stuur om te sterf aan 'n kruis wat deur Rome gekruisig gaan word vir 'n toekomstige sonde wat miljoene mense gaan vrymaak nie. Nêrens sê Josua dit nie. Nêrens sê predikers van daai tyd nie. En dit is nie geskrywe en selfs nie die skrywers van daai tyd het dit nie geskrywe nie. En ook nêrens sal jy vind dat dit 'n kerkdogter was. Nêrens. En weet jy die ergste is, waar in die Bybel is die wet wat menslike offer vooraf vir sondes wat nog nie gepleeg is nie, regverdig word? Waar lees julle dit? Nêrens. En dink daaroor. Die kern van jou teologie is 'n offer. Alles vir julle gaan oor 'n offer. Maar die Bybel self stel nooit hierdie offer vooruit nie. Nie God nie of nie Josua nie. Die werklike probleem is nie die emosie nie, maar dit is bewyse wat dit vir ons bring. Nie wat jy wil glo nie, maar wat die teks in werklikheid sê. En as jou geloof, jou leerstelling afhanklik is van die kruisiging, maar nie God of Josua dit ooit duidelik so gestel nie, dan beteken dit, hierdie doktrin, hierdie tekste, het eers later ontstaan en is mensgemaak, 'n toevoeging deur mense, en dit was nooit oorspronklik gewees nie. En weet as jy die oorspronklike ouer geskriftes van Josua, daar's baie geskriftes van Josua buite jou Bybel. Dan gaan jy lees wat hy probeer wys, julle moet kyk, julle moet lees, julle moet ondersoek, jy moet self besluite neem. Moenie met jou kop in die boks loop en net eet wat jy gevoer word van jou kerkleraars nie.
Gaan soek self vir antwoorde, mense. Want Josua self sê, word jy blinde leiers gelei. En jou hele geloof is gebou rondom 'n gebeurtenis wat heel moontlik nie eens gebeur het nie. En nie is hierdie gebeurtenis waarin jy so vasglo, kan bewys of bevestig word nie. Daar's geen tekste wat dit kan bewys nie. Nie een van jou 4 evangelieboeke wat dit noem skielik hierso wat van Rome afkom in Hooggrieks geskrywe, noem dit nie. Met ander woorde wat ek probeer sê, is net hulle wat dit noem. Dis wat ek probeer sê. Met ander woorde, hoe kan 80 evangelieboeke wat verwerp is deur Rome, wat daai tyd in Jerusalem was, is verbrand en verwerp. Maar hierdie 4 evangelieboeke wat in Hoog-Rome geskryf is, in Grieks geskryf is, dit glo julle aan. Wat geskryf is 30, 40 tot en 90 jaar na Jesus, deur geen ooggetuie nie. Julle verkies om dit te glo, maar gaan terug in jou ouer geskrifte, jy sien, kruisiging het nie gebeur nie. Nee, Jesus se broers praat daarvan nie, Maria praat daarvan nie, Thomas praat daarvan nie, 79 evangelieboeke praat nie daarvan nie. So hoe kan ons glo dit het gebeur as daar geen bewyse is nie? En daarom gaan ek weer sê, mense, julle moet besluit of Josua was 'n Messias gewees wat die volk gelei het na waarheid, of Josua was 'n mens wat geoffer was vir toekomstige mense se sondes. Maak mos nie voor op sin nie, man. Met ander woorde, as jy glo dat die kruisiging is die kern van jou geloof, het jy ooit gevra, wie maak hierdie dood moontlik? Wie sit die kruis in beweging? En as die offer dan nog steeds lewe, hoe kan dit 'n offer wees? Hoe kan dit sonde van die wêreld betaal? En as dit nie 'n oorspronklike bedoeling was deur God of deur Josua nie, wie het dit bygevoeg? Wanneer het hierdie leer ontstaan? Wat sê die Bybel regtig? Die mense glo vir my, as hierdie geskrifte is wat julle so aanbid, wat vir julle gegee word, dat die kruisiging wel plaasgevind het, dat hy vir ons sondes gesterf het, uit Rome uitkom in Hooggrieks. Mense, word wakker en besef dat hierdie skrifte is self deur Rome hulle self geskrywe. Laat mens wonder, hoe kan iemand wat die oorsaak is van Josua se wredemoord, skielik die krag het om hom te verkondig en hom te verkoop aan julle? Maak mos nie sin nie, mense. Dit is soos my vriendin Alaska is wreed vermoor, op 'n mees barbaarste manier. En nou sien ek die moordenaar sal in die hof sê dat sy was Jesus Christus en sy gaan weer terugkom. Hoekom glo julle nie vir hom nie? Want julle sien hy's 'n moordenaar. Nou Rome het Jesus vermoor. Dieselfde Rome wat jou kerk vandag beheer. En nou gaan jy sê, maar ook hulle beheer nie ons kerk is afhanklik. Nonsens, man. Elke liewe kerk in die wêreld betaal Peter Pence money aan die Vatikaan, die Rooms-Katolieke kerk. Alle kerke is maar net 'n franchise van die Rooms-Katolieke kerk. En dis hoekom ek sê, jy kan nie net volg wat jou predikus vir jou bring in jou kerkie. Jy moet self ondersoek. Jy kan dit nie net aanvaar wat kerkdokters jou beweer en vir jou probeer vertel nie. Jy moet teruggaan na die oorspronklike tekste en geskriftes voor Konstantin. En jy moet vra en jy moet ondersoek doen daaraan. Want dis wat ek gedoen het. Dis hoekom kan ek hierso staan en video's vir julle maak en sê, mense, ek het buite die boks gaan kyk vir antwoorde. Ek het gaan krap daar by die skole se krap en dit is waar ek besef het hoe useless hulle was en hoe baie goed hulle van ons af weggesteek het. En glo vir my, die waarheid is daar, die tekste is daar, die boeke is daar, die scrolls is daar, die kliptablette, alles is daar so. Gaan net terug in ouer geskriftes voor die Bybel wat jy so af aanhang. Mense, glo vir my. Konstantin nadat hy en sy council van Assere hierdie Bybel bymekaar geplak het, net boeke wat hulle graag wil in hê, is mense doodgemaak en gemartel by die miljoene.
wat nie hierdie boek wil glo nie. Nou imagine gou vir een oomblik. Kom ons sê daar was nie 'n Bybel nie. Kom ons sê daar was nie 'n kerk nie. En iemand het op vandag 'n kerk begin. En vandag het hulle 'n Bybel gemaak wat sê, hoor hierso, slange kan praat, bosse kan praat, donkies kan praat. En dis nie die ergste nie. Jy kan vir 3 dae in 'n walvis se maag bly. En dis nie die ergste nie. Mense, glo vir my, sal julle dan nog steeds vandag in daai nuwe geloof geglo het? Nee. En net so het die mense daai tyd, toe hulle hierdie geskrifte skryf en hierdie goede begin hoor, nie geglo in Christianity nie. Want hulle het gesien dis nonsens. En dis hoekom die kerk, die Bybel en die kerk op mense afgedwing het. Mense is gemartel, geskop, geslaan en verkrag op die mees barbaarste manier. Daar is nie een land in die wêreld wat nie oorgeneem is deur Christianity nie, met liefde en in 'n Bybel nie. Almal was moord, roof, ryp, killing, looting op die mees barbaarste manier om hierdie geloof op mense af te dwing. En julle wil my vertel dat die Bybel God is 'n God van liefde. Hoekom het hy nie net met liefde gekom nie? Hoekom moes hy die geloof op mense afdwing, mense? Ondersoek dit. Ek deur julle om jou geskiedenis van jou kerk of die geskiedenis van Christianity te ondersoek. Ek wou dit nie glo nie. Vandag glo ek dit 100%, want ek het gaan ondersoek daarin. Mense, ek het 12 jaar van my lewe opgeoffer om te soek na antwoorde. Nou ja mense, dis kom is vir my lekker om hierdie storieetjies vir julle te deel, sodat julle dit self kan ondersoek. En kom ek wees eerlik met julle, dit maak nie saak in wat se kerk jy is nie. Onthou, kerk het ook goed gedoen, dit het 'n goeie mens in my gemaak. Maar wat ek julle probeer wys, is dat voordat Konstantin hierdie kerk, Christianity en die Bybels op mense afgedwing het spirituality bestaan en Joshua het spirituality beoefen. Hy het nie een dag Christianity beoefen nie. Hy het nie een dag Bybels geglo in Bybels of in kerke nie. Inteendeel, baie van julle gesê Marokko is verkeerd. Daar was Christianity voor Jesus. Nee mense, kom ek by speel en gaan julle nog mooi verduidelik want ek sien baie van julle verstaan nie. Voor Christianity wat Konstantin gestig het, was daar spirituality wat geheers het in meeste plekke. Konstantin het hulle genoem Christens. En daai naam het later, met ander woorde, Christianity in die begin was 100% spiritual. Totdat Konstantin nader gesien het, hy kan hulle nie wen in oorlog nie, want hoe meer hy hulle doodmaak, hoe meer hy hulle martel, hoe meer hy hulle kruisig, hoe meer hy op 'n paal plant, hoe meer hy die vrouens verkrag in die pad, hoe meer hy die kinders doodtrap en doodslaan teen mure, het hy gevind, hy kan nie vir hulle kry, hulle geloof los nie. En toe sê hy, ek kan vaar Christianity en hy gaan verwyder die inhoud daarvan en hy dwing 'n nuwe Bybel en 'n nuwe geloof Christianity en 'n nuwe kerk op die mense af soos wat ek en jy dit ken vandag. Met ander woorde, Christianity voor Jesus of voor Konstantin was spiritual geweest en nie soos wat ek en jy vandag ken. So met ander woorde, mense, almal op die aarde, of jy nou 'n Boesman is, 'n Maori op die eiland is, 'n Christen in 'n Christenkerk is, maak nie saak wie is jy, as jy 'n goeie hart het, jy is 'n goeie mens, en jy doen goed aan ander, en jy help waar jy kan, en jy gee waar jy kan, en wees 'n liggie, dan moet jy mos hemel toe gaan. Is dit nie so nie? Hoekom het jy dan 'n kerk nodig? En dis presies wat ek julle probeer wys. Joshua het nie geglo in kerke nie. Kyk, waar sit julle? Joshua het nie geglo in Bybels nie. Kyk, waar krap julle rond? Joshua het nie geglo in tieners nie. Kyk, hoe draai julle geld aan? Joshua het nie geglo aan Christianity soos ek en jy ken nie. Kyk, waar sit jy? Nou ja, mense, dis my storieetjie vir vandag. Julle baie welkom om vir my vrae te vra. Ek weet nie alles nie. Ek is ook maar net iemand wat my paadjie gestap het en ek deel my paadjie met julle en ek deel dit met liefde. Groete, Rocco.